Kan julle glo, dit is 31 Desember 2024. Maar vir sê hierdie jaar is vir my met 'n spoed verby. Maar hoe was jou jaar? Het daar van jou drome waar geword? Het goeie goed met jou gebeur? Selfs goed wat jy nie eers oor kon droom nie. Het daar slegte goed met jou gebeur? Goed wat jy regtig deur moes worstel? Goed wat vir jou ongemaklik was? Waarskynlik was daar 'n ietsie van alles. Daar lê nou 'n opwindende nuwe jaar voor ons. 'n Nuwe jaar met beloftes, met moontlikhede en drome, maar natuurlik ook 'n nuwe jaar met uitdagings en vrese en ongemak. Het jy nuwejaarsvoornemens vir die jaar wat voorlê? Goed wat jy neergeskryf het, wat jy van plan is om te doen. Nou party mense sê dis stupid om hierdie voornemens te hê want jy gaan dit in anyway nie nakom nie. Nou op 'n stadium het ek dit self geglo, maar ek dink om drome en doelwitte te hê is goed en ek dink om nuwejaarsvoornemens te hê is goed. Ek dink wel dat ons met onsself moet eerlik wees dat enige iets wat die moeite werd is, teen 'n prys kom. En daai prys is die meeste van die tyd ten minste ongemak en baie kere swaar kry. Is deel van jou voornemens vir die jaar byvoorbeeld om gewig te verloor? Ek bedoel, as jy suksesvol gaan wees om gewig te verloor, gaan daar definitief ongemak wees. Jy kan dit nie doen sonder ongemak nie. Dis moeilik, dit vat opoffering. Selfs as jy wil ophou rook, selfde storie. Jy gaan op 'n stadium kom wat jy voel jy suffer. Niks waarop jy nou mik, kom maklik nie. En ek dink, dis waar die meeste van ons val. Ons wil nie deur die ongemak of deur die swaar kry gaan nie. Ons wil hê dinge moet maklik wees. Ons wil hê die dinge moet gemaklik wees. Ek onthou as 'n student het hulle in die fakulteit met ons persoonlikheidstoetse gedoen en op 'n stadium het hulle vir ons terugvoer gegee oor hierdie persoonlikheidstoetse en die ou wat deur my profiel gegaan het vir my gesê, ek kan niks onthou wat hy gesê, maar ek onthou die een ding wat hy gesê het, hy het vir ons gesê dat ek doen net goed wat ek wil doen. En ek wil vir julle sê, ek was so trots daarop. Ek het in daai oomblik gedink, dit is vir my die grootste kompliment, want ek is so cool, ek doen net wat ek wil doen. Ek doen nie goed wat ek nie wil doen nie. Intussen het ek geleer dat as ek net doen wat ek wil doen, gaan ek nêrens in die lewe kom nie. Want partykeer, eintlik die meeste van die kere, moet ons doen wat ons nie wil doen nie om uiteindelik te kan doen wat ons wil doen. Soms moet ons doen, luister net weer, goed wat ons nie wil doen nie, sodat ons die goed kan doen wat ons wil doen. So ek dink as jy 'n goeie 2025 wil hê, ten spyte van wat voor lê, moet jy begin om ongemak en trane te omhels in plaas daarvan om dit te probeer vermy. En dis presies wat Paulus sê. Luister gou saam met my na Romeine 5 wanneer hy die volgende sê. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Hoor jy wat sê Paulus? Dink 'n bietjie oor hierdie woorde, oor hierdie waarheid wat hy hier spreek, want dit is vandag vir ons die waarheid nog steeds. Dis die swaar kry wat ons laat groei. Jy kan byvoorbeeld nie fiks en gesond word as jy nie bereid is om deur die ongemak te druk nie. Jy gaan bietjie swaar kry. In die gym op die dorp waarin ek groot geword het, was daar 'n plakkaat. Ek onthou dit tot vandag nog wat gesê het no pain, no gain. Ons almal wil lyk soos die ouens en die vrouens in die gesondheidsadvertensies, maar ons wil nie die ongemak verduur nie. Wil jy hierdie jaar akademies byvoorbeeld goed doen op universiteit of op skool, miskien is jy net besig met 'n kursus, dan gaan jy ergens die pyn moet ervaar om op jou boude te sit en te werk. As jy wil ophou rook, dan gaan jy deur die frustrasies en die ongemak moet druk. Dis harde werk, dis moeilik. As jy uit jou finansiële verknorsing wil uitkom, gaan jy in hierdie jaar moet ophou om goed te koop wat jy nie nodig het nie, wat weet sodat jy
jou skuld kan afbetaal. Jy gaan dalk selfs jou kar moet verkoop om 'n kleiner karretjie te koop, al lyk jy dan nou nie so oulik soos die Joneses wat langs aan bly nie. En as jy werklik 'n lewe van geloof wil lei, gaan jy moet bereid wees om Jesus se pad te stap. Jy sal moet bereid wees om hom te volg. En om Jesus te volg is nooit maklik. Absoluut die moeite werd, maar is nooit maklik nie. Inteendeel, Jesus self rig die waarskuwing en hy sê, voordat ons hom volg, moet ons eers 'n kosteberekening doen. Ons moet eers gaan sit en dink of ons werklik bereid is om hom te volg, want om hom te volg, moet ons ons eie kruis opneem. Dit vat moed, deursettingsvermoë. Want om jou kruis op te neem, is om die minste te sê, ongemaklik. Maar om Jesus te volg, is absoluut die moeite werd. En ek sê weer, enigiets wat die moeite werd is om te doen, vat opoffering. Dit vat deursettingsvermoë, dit vat aanhou deur die moeilike tye. Dit is hierdie deurdruk wat maak dat ons uiteindelik daar kan uitkom. En dit is wat Paulus volharding noem. Jy kan nêrens sonder dit kom nie. Hy sê werklike geloof is nie moontlik sonder volharding nie, want eintlik beteken dit maar net dat egte geloof eers uitkom as jy erns swaar gekry het. Hoor jy dit? Jy kan nie regtig geloof as jy nie erns swaar gekry het. Ons ondervind dit soms so anders, is dit nie? Ons hou nie van die swaar kry nie. Ons hou nie van die chaos nie. En ons het vir 'n of ander rede vir onsself vertel dat swaar kry en seer kry nie deel is van die lewe wat God vir ons gegee het. En ek dink ons doen dit omdat ons nie die ongemak wil beleef nie. Ons wil nie die swaar kry nie. So ons vermy dit. En dan vra ons vir onsself soms die vraag af as dinge skeefloop, waar is God? Of ons maak onsself dinge wys, soos byvoorbeeld dat God nie vir my is nie, want alles loop skeef. Dit kan nie verder van die waarheid af wees nie, want God is by ons, God is by jou, God is lief vir jou, God wil hê dit moet met jou goed gaan, maar goed gaan en seën en voorspoed word gekweek in tye van swaar kry. Want swaar kry, hoor, kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. As jy nie bereid is om ongemaklik te wees nie, kan jy nie vir Jesus volg nie. Dis onmoontlik, jy kan nie. Want om die ander wang te draai is ongemaklik. Om jou naaste lief te hê is ongemaklik. Om jou geld aan te wend vir die koninkryk van God, dit is ongemaklik, dis vreesaanjaend. Om mense in nood by te staan, dis ongemaklik. Om jou vyande lief te hê en om vir hulle te bid, regtig vir hulle te bid, is moeilik en dis ongemaklik. Om na mense wat anders as ons dink en as ons lyk, regtig te luister met empatie, is ongemaklik en om werklik jou geloof uit te leef, is ongemaklik. Maar Paulus sê, die hoop beskaam nie. Dis deur hierdie swaar kry wat ons gekweek word om werklik in die koninkryk van God te leef. Om op die oomblik vandag werklik die lewe te leef wat hy vir jou gegee het om te leef. Anders as die 20-somethings Janine, sal dit nie meer vir my 'n kompliment wees as iemand vir my sê, "Wow, jy is so cool, jy doen net wat jy wil nie." Dit sal my baie nader aan die hart lê. Baie groter kompliment wees as iemand sê, Janine doen wat sy moet doen, ten spyte van wat die lewe na haar kant toe gooi, ten spyte van die moeilike tye. Mag jy hierdie nuwe jaar groot droom. Maar mag jy ook nie wegduins van die swaar kry en die ongemak nie. Mag jy dit selfs aangryp en omhels en deurdruk. Deur die swaar kry kweek volharding en deur die volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. Hierdie hoop beskaam nie.
want God het sy liefde in ons harte uitgestort. Mag jy werklik 'n 2025 hê wat vol goddelike oomblikke is. Amen.